De klakkerchats, 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 de klakkerchats. How's it? Welkom vandag by Dik Chats. Okay, soos julle kan sien is ons in ons oefenoutfit. Ja, woo! Ons het besluit dis tyd vir 'n verandering in ons lewens. Ons leefstyl. Ja. Ons het gegym. Ja, my ma sê ons ek gym nie. Wat jou favourite? Hoe baie tyd en energie het jy al spandeer in jou gym? Ek soek net 'n Suzuki gym. Ek is al dan sal 'n gym. 'n gym nie. Wat sê Jimmy? Dankie vir daai en dit was gee myself veel dat duisende mense dit gesien het. Ek gym maar ek sê nie. So, wat sê Jimmy? So ons wil vandag ons het so stil geoefen het, dink ons bietjie aan soos hoe goed dit mense laat voel oor die algemeen as jy oefen. En toe kom ons net so praat ons toe raak ons aan die praat met ons ADHD soos ons altyd doen. En toe kom ons net agter dat soos hoe jy voel oor jouself, soos jou selfbeeld het 'n direkte impak op jou verhouding. Ja, definitief. Soos dit is crazy. Ja. Mense met goeie selfbeelde het altyd die gesondste verhoudings, mense met slegte selfbeelde het altyd soos die toksiese verhoudings. Ja. En as jy dink iemand het jou ook altyd, as iemand jou sleg hanteer het, veral in 'n verhouding of 'n vriendskap, is dit gewoonlik iemand met 'n baie lae selfbeeld. En ons almal het tot 'n mate iewers 'n lae selfbeeld, 'n probleem met ons selfbeeld, maar soos party mense is dit erg. En party mense vind dit fantasties, want ek soos Party mense sin is te goed. ja, dat ek so stryd terulu, tio de lulu. Maar ja. So wat dink jy? Soos wat jy Ek dink dis 'n baie belangrike faktor in 'n verhouding, want ek dink dit begin tog altyd by jouself. Almal sê altyd jy moet eers wees met jouself voor 'n verhouding en dan kan. You can't love someone else if you don't love yourself. 100%. En ek dink dat dit is ook goed vir 'n verhouding in terme van jy kry goeie endorphins, die happy hormone vloei deur jou lyf wanneer jy oefen. Soos jy begin beter jy begin beter voel oor jouself. En ook ek dink dit het 'n konnotasie met jaloesie en comparison, want as jy voel ten minste jy werk aan jouself, dan voel ek nie jy's altyd so vinnig om jouself af te kraak in terme van in vergelyking met iemand anders. Dis ook ons weer, soos ek weet ek is een van daai mense, jy weet, oor die algemeen is ek soos jy kan nie beter doen nie. This is it. Yes, folks, you got Sexy alles. Soos al die aantreklik. En die humbleness. En die wow. Maar dan as ek soos gewoon geneig is om in 'n verhouding te kom, dan is ek soos elke liewe girl om my is beter as ek. Why? Ek hoor ek dink is 'n moeilike ding as girls. Ek dink nie ouens deel glad nie met dit nie. Ja. Maar ek dink as girls, hulle sê altyd ouens kyk nie vir girls nie, girls kyk vir girls. Soos 'n ou sal 'n girl notice as sy nou baie Sy's mooi wees en van aangaan. Maar girls kyk vir ander girls en dink daai baadjie, daai broek, daai skoene. Daai middels. Ja, wat sit daar organe? Presies. So ek dink ons trek eintlik aan vir girls. Soos ons doen. Julle beeld wat ons skep vir die buitewêreld is as om Om 'n ander girls te dink wees jy's van- mooi en Ja. jy Soos sy staan in kons met jou kern om te kyk hoe lyk jy. presies. En dit is actually so toxic. Dis so toksies. Want ek voel ons almal moet net op 'n plek kom waar Ja, ek het actually nou dat jy dit sê, ek nog nooit mooi aangetrek vir 'n ou nie. Ek's Ja. altyd soos mooi moet genoeg, beter lyk as 'n ander bitch. laat ek die girls intimideer. Dis so waar. Wat? Dit is. En ek dink sodra jy begin soos beter voel oor jouself, dat dit nie meer so groot faktor word nie, want jy weet jy is selfversekerd in wie jy is en wat jy tot die tafel bring in jou verhouding dat en dit gaan nie keer dat slegte goed gebeur nie. Partykeer gebeur slegte goed en ons niks wat met jou nie. Ek meen even Longoria was al opgecheat en freaking die hotste supermodels. Adam Levine se vrou, hy het op sy vrou gecheat. Sy's letterlik is Victoria's Secret model. So dis nie te sê dat dit nie gaan gebeur nie, maar ek weet ook dat ouens ook geïrriteerd raak met heeltyd van wat dink jy nie sy's mooier as ek nie? Dink jy nie sy's beter as Ek sal nie eers so kan wees. Ewen al voel ek dit aan die binnekant, ek sal nie kan sê en ek sal myself irriteer as ek dit met hardop sê. Maar ek dink ook deur om dit nie hardop te sê nie, dan soos besoedel jy jouself van binne af, want dan is dit asof as jy dit met iemand deel, dan kan iemand vir jou sê nee man, jy Maar ek dink dis wel vir vriendinne. dit is. Dit is wel vir vriendinne. Soos ek dink soos
ek dink soos ek kan nou nie praat nou met sy ou nie, ek sê ou nie, dankie tog. Maar ek dink ouens tot 'n mate vir dieselfde. Ou is nie stupid om te weet daai ou is aantreklik nie. Nee. En as jy in sy space is, verstaan soos 'n ou is ook sê is, "Wow, daai ou het nou die maag wat ek wil hê of die rug wat ek wil hê of die kuite wat ek wil hê, die lengte wat ek nie het nie." Soos dis sulke tipe goeders. So ek dink maar net soos in my opinie, nee wat ek nou agtergekom het, is om soos mense sê altyd soos jy moet jou droompersoon kry, né? Jy moet jou droompersoon kry. Hier's jou lysie, kry daai persoon, dan gaan alles volmaak wees. Ja. Ek het nou geleer, jy moet jou droompersoon word. En dan as jy jou droompersoon is, jy weet wat kan jou face? Soos as my kerel my moet cheat, nee, gaan dit gaan soos hel seer maak. Ja. But I know my words genoeg om te weet dat die volgende ou gaan ewen nog beter wees. Ja. Jy verstaan soos Ja. en kom ons wees altyd eerlik, as ons altyd ek sê kyk soos dit raak net beter. Raak net beter. Ja, so ek wil jou vra, het jy self wel ooit 'n verhouding belemmer? Nee, maar net omdat ek nie in baie verhoudings sal was nie. Nee, dis Situationships ook wel. so in situationships actually nie, soos ek moet sê ek was nog altyd by ouens wat my baie reassured het en secure laat voel het, maar ek was al in 'n verhouding wat 'n ou my insecure gemaak het. Okay. Soos, en hierdie is nie ek wat nou victim speel nie. 'n Ou het my insecure gemaak want hy het my baie gemanipuleer en soos ek voel soos hy het ook gevoel soos hy verdien my nie, so hy het my baie afgekraak en jy het dit gehoor. Ja. Jy het al gehoor hoe ek afgekraak was. Sy het dit soos beleef, sien hoe ek Dit was afgekraak bad. was. Dit was sleg. En in hierdie afkrakingsproses het my selfbeeld 'n knou gevang en toe my selfbeeld afgaan, het ek dit op hom begin uithaal. So ek erken my fout in dit. Maar ek weet nie, ek laat nog vir myself, ek gaan nie jok nie. Ja, ek raak jaloers soos as daar mooi meisies om my is en dan dink ek, ag, almal kyk net seker vrou, soos wat doen ek liewe nie. Ja. Maar ek dink dit is nou maar net 'n meisie ding van ons is kompeterend. Ons breine compare alles met mekaar. Ja. Jy compare jou huis met iemand anders en jy compare jou lewe met iemand anders, jy compare jou gat met iemand anders se. Soos dit is nou maar net hoe dit is. Ek wens ek het Karel se goud gehad. So, it is what it is, maar ek sal nie sê dit het al ooit dit beïnvloed nie. Soos ek dink ek in 'n battle, dis 'n daily battle wat ek nou maar net vir myself sê soos maar die you all worthy, jy is genoeg. En baie keer glo ons dit nie as meisies nie. Ja. Ek was al baie skuldig en dat ek voel ek is nie genoeg nie, maar ek probeer net maar leer en groei en vir myself elke dag sê ek is genoeg. Ja. I am worthy. Soos en as if you want less, go find it. Ja. If you want more, good luck. Ja. Ja, nou, 100%. So ek dink elke meisie moet maar net daai mentaliteit hê. Met Ek daai- elke ou ook. As jy girl op jou gecheat het, is dit so baie dankbaar want sy het nou maar net dit true colors gewys en dit makliker vir jou gemaak om die girl van jou drome te kry. Ja. Waarom? Soos dis dit. Ja. Ek sal sê myself dat dit al baie van my verhoudings beïnvloed. Dit beïnvloed soos wat ek doen. Ek wil nooit swem nie want ek wil nie my klere uittrek om te swem nie. Verstaan soos my kostuum aantrek nie. Ek is toksiek as dit by dit kom vra vir mekaar. Ek loop in 'n bikini. Ja, rond. jy ek worry worry nie. nie wat Which is iemand great, dink nie. en dit is wat dit moet wees. Maar die ding is soos ek dink dit het my verhoudings al baie negatief geaffekteer want dan ek kyk na almal anders en dink ek hierdie mense dink seker hoekom is ek saam met hierdie ou. Is ek lewendig. Verstaan nie waarom ek nie so bad nie. Maar ek het dit al 'n paar keer gedink maar ek just Praise and sorrows. Praise and sorrows. nee, ek grap nie, dit gaan nie so erg nie. Maar Maar ja, ek sal dink ek het al op baie experiences uitgemis saam met ekse omdat ek te skaam is oor hoe ek lyk of 'n fight begin oor dat ek het niks om aan te trek nie want ek voel nie ek lyk reg in enigiets nie en ek weet ons gaan nou weer om hierdie persoon wees en ek vergelyk myself wil met haar. So ek dink as mens op 'n goeie plek kom met jouself, dit soos bring net 'n ease in. Dis soos dit vat net 'n facet waaroor jy nie hoef te worry dan in 'n verhouding en ek nie. dink ook soos ons as girls dink om altyd soos uit ons insecurities sit ons baie pressure op 'n ou. En ek dink soos net soos wat ons in 'n verhouding wil wees wat net vir ons geluk en vrede bring, moet ons soos van die ouens soek dit ook. So hierdie constant genagging en alles. Ek het 'n vriend, hy's my vriend. Wat vir my gesê het laas week maandag dat as 'n ou nie met jou wil wees nie, gaan hy vir jou sê. As 'n ou dink jy is nie mooi nie, gaan hy nie met jou wees nie. En as 'n ou nie alles in jou kry wat hy soek nie, gaan hy nie vir jou sê.
'n ou sal vir jou sê, want 'n ou gaan nooit iets entertain wat nie vir hom is nie. So chill your tits. En as hy nie vir jou sê nie, gaan jy dit definitief in sy behavior sien. Girls, ons moet ophou delusional wees. Hy wil jou nie hê nie. Hy like nie jou story omdat hy iets wil doen met jou of dat hy in 'n verhouding met jou wil wees nie. Glad nie. Hulle is as hulle van jou hou en almal sê if you wanted to you would, but if you wanted to you would, hy sal. Ouens doen dit. Hulle gaan En vir 'n ou wat met jou wil trou, gaan jou nie stories dit laat nie. So ek dink ek dink as 'n girl en 'n ou, nee, is baie belangrik. Gaan besluit wat jy soek in 'n persoon. Wie is daai persoon? Jy gaan sien jou selfbeeld gaan so opgaan want jy is alles wat jy nog altyd wou gehad het, is jy, nê? So wat kan enigiemand van jou af wegvat? As hulle jou nie wil hê in 'n verhouding. En dan voel ek dat die persoon wat dan in jou lewe inkom is soos 'n addition en dit word nie iets van hy moet my nou heel maak. Okay, verstaan jy? En ek dink healing happens in gesonde verhoudings, definitief. Verhoudings. Cute. My tong het geknoer. So dit gebeur in verhoudings, healing in gesonde verhoudings. Healing. Maar ek dink dit is belangrik om nie iemand te soek om jou heel te maak nie en dat iemand net 'n addition is in jou lewe. En iets wat net jou lewe verbeter, soos wat op daai noot, nê? Het ek 'n game wat ek dink ons gaan speel. Ja. So ons gaan elkeen goeders noem van veral meisies wat soos the Lulu thoughts wat ons het, wat uit insecurities uitkom. Okay. Soos ek sê eers een gee ons 'n voorbeeld, maar ons gaan nou goeders noem, dan kyk jy 'n bietjie of daar ietsie is van jou wat jy kan nou identify. En as jy doen, comment vir ons. Maar so hierdie is alles Delulu behaviors of actions of gedagtes wat meisies het wat kom uit insecurity uit. Okay, so die naam van hierdie game is Stay Trululu Tio Delulu. Okay, die wat nie weet wat is delulu nie, dis delusionalness. Soos meeste van ons. Okay, so die eerste wat ek sal sê is om te dink 'n ou wil 'n verhouding met jou hê as hy die bare minimum doen van net jou story like of jou DM. I mean, we've all been there. Dat is soos hy het eers my story gekyk. Hy het nou net gelike. Ons gaan trou. Hy het nou like hy almal se goed gelike wat hy deur sy stories gegaan het. Ja. Ek dink partykeer ek gaan my lag want ek het dit al gedoen. Ja. Lees heavy into 'n boodskap. Soos meer as wat daar in dan sê hy dan dit letterlik dan sê hy soos dan sê dan voel sy kan ons iets doen dan sê sy soos ja wat ook al en sy van ja wat ook al jou haat my dan sê ek soos wat of ek doen dit weer as ek doen dit weer in die sagte manier om dan sê soos jy's enige tyd welkom as ek soos ek sê enige tyd welkom ek is elke ja daar as ek soos oh god stop letterlik okay so bad okay as 'n ou jou nie dadelik reply nie dink jy hy haat jou en gaan met jou om jy doen dit altyd elke liewe dag van haar lewe ja dis so intens ja jy gaan in 'n plek in van hy praat nou nie met my nie hy het my al 2 ure nie geantwoord nie hy haat my maar ewen met my vriende ek doen dit met julle ook ja hulle het my nou vir 4 ure nie geantwoord nie hulle haat my ek dink jy trauma iemand het jou hart apart gegous weet wat ja maar ek voel nee nie gegous nie net is nog nooit gegous nie ek het mense gegous nee maar ek bedoel maybe 'n vriendin of 'n iets 'n vriendin en ek baie dink dit baie vriendin want dan ek voel as jy nie dadelik 'n antwoord kry nie is jy soos hier begin dit weer 'n baie naby vriendin en tot vandag het ons nog geen slegte woord vir mekaar gesê nie ons het net uit mekaar uitgedryf en dit het my nog baie sleg gemaak ja en ek weet ek het ook skuld daarin maar like baie sleg gemaak maar ek het dit was myne partykeer as jy ouens se noisigheid soos sien as flirting o ja baie soos maar ouens doen dit erger as girls jy kan nie nooit soos met Nee, jy voel ek 'n totale bitch is en jy sê altyd vir my ek's 'n bitch met ouens maar ouens lees te veel shit in so ek het geleer om 'n bitch te nee hulle word doen maar soos byvoorbeeld hy trek die stoel vir jou uit of hy gee van jou iets aan hy soek my kinders ja 100% okay ek sal met jou ek sal trou vir jou kinder maak Gotti dit is so bad en dan sal ek sê
hierdie gaan nou 'n paar goeie slaan in meisies, nê? Are you ready for a big one? Deur net 'n ou wat nie jou liefhet soos wat elke liewe ou in 'n movie of jou vriendinne se ouers of iets jou liefhet nie, dink jy omdat hy nie daai massive gestures of so doen nie, dink jy hy het jou nie lief nie. Ja. Maar wat ons vergeet is net soos wat ons as meisies liefde wys op verskillende maniere doen ouens ook. Ja. En ons sit baie pressure op verhoudings wat nie nodig is nie, girls. Glad. Ja, en ek dink ook dat die probleem is actually dat ons groot word met hierdie fairy tale story van 'n Prince Belaglik. Charming oor 'n ridder op 'n wit perd. Ek voel net ons moet op daai punt kom waar ja, dis great en daar is romantiese gestures, maar Stability, niks gaan so loyalty. uitwerk soos dit nie. Daar gaan moeilike tye wees, daar gaan fights wees. Daar gaan iets in daai persoon wees wat nie perfek is nie en ek het dit baie lank Ja, verkeerd gedoen. ja. Want ek soek daai lysie vir lysie, Ja. checklist. Oh. Ek soek net iemand wat my En kan jy gaan dit nie kry nie. Ja, verstaan. Soos ek het so 'n TikTok video gesien wat so wel dit is en jy moet nooit sielkundige advies op TikTok vat Nee. nie, maar ons doen. So, hier gaan ons. So in die video het hy gesê wat mense se persepsie van verhoudings so verkeerd maak is, ons dink as gevolg van movies dat 'n ou moet net alles weet wat jou needs is in 'n verhouding. 100%. En dit werk nie so nie, girls. Dis waar kommunikasie inkom. So ek moet gaan en sê hallo Pietie, jy's fantasties. En haar TikTok ook. Ek het net geglo Ja. op TikTok sien. Oh, wat? So jy moet dus aan Pietie, ek love dat jy hierdie doen hè, maar jy moet verstaan dat ek kort dalk nou en dan 'n bietjie reassurend. Ek kort nou en dan 'n baie spesiale tyd want dit is hoe ek liefde voel. En society en sosiale media en movies het ons hierdie persepsie gegee dat vandag eendag moet 'n ou alles weet van wat jy soek en as hy dit nie vir jou gee nie, doen hy die bare minimum en hy is hierdie een nie. Ouens is onnoosel julle, kommunikeer aan die ou wat jy soek. Ja. So maklik soos dit. En ek voel ook dis belangrik om te weet wat daai persoon se love language is en wat jou love language is, want dit help nie jy serve hom uit jou love language uit nie. Jy soek words of affirmation of jy soek Maar hy kort maar physical hy touch. kort alle ouens is as jy hulle vra wat jou love language Physical touch. physical touch. Maar myne is quality time ook. Ja, Moet myne jy is doen. words of affirmation en Ek kort ook acts of reassurance. service. Ja. Soos as iemand vir my iets doen, beteken dit super baie. Vir my nie soos why out nie, maar soos ek moet iets doen. Ek gaan nie by dit uitkom nie. Jy vat nie die load af. Is ek soos ja. En 'n words of affirmation. Jy moet vir my sê, ek is so lief vir jou. Jy is die beste ding wat al Ek ooit met my waardeer gebeur het. jou. Jy is die liefde van my lewe. Die ander girls is hond lelik. Ek weet nie wat het ek so lank sonder jou in my lewe gedoen nie. Jy is my oggendson, middag, aand, begin, einde. Jy is, you are the bean of my existence. Fyn, ja. Pyn. You are the bane of my existence. And the object of all my desires. Bridgerton is die een series wat vir ons die valste expectations. O, 100%. Like that doesn't happen in real Al realistiese deel van Bridgerton is Eloise 100%. experience. Ja, nee, ek stem 100% saam. Of soos Lady Danbury, want sy is letterlik 'n widow wat net soos Sasha Dane. Wat het geld? So dis ook nie realisties nie. Maar ja, weet Sy was baie right. Dit was baie ryk. Right. Ou tannies wat single is, wat hulle Very right guys. wat very ryk is en wat very Let's gonna right lekker. Ek right lekker. Okay, dankie julle, dit was lekker. Ek sal sê very kontroversieel. Ja. En ek stem nie 100% saam met wat ek net gaan sê nie. Tot A few moments later. tot lyntjie wat ons girls altyd sê dat if you wanted to you would. So ja, ek sê 100% saam met ou wat regtig iets soek gaan vir dit gaan, maar ons moet ek verstaan dat ouens het net soos wat ons insecurities het en stres oor goeders en nie altyd die confidence het om iets te doen nie, moet ons verstaan dat ouens dit ook het. So ja, sê jy uitvra sal jy wil uitvra, maar soos as hy jou ouers ontmoet, dis goed oor hulle waar hulle stres, om 'n groot gesture te maak wat 'n massive step is en veral as hy soos 'n introvert is of nog nooit 'n verhouding was nie, soos dit is goed wat buite hulle gemaksin is. So dis nie altyd dat if you wanted to, you would nie, but I want to and
I don't always, Ja. verstaan? Soos ek dink net dit is gesprekke wat gehê moet word en hy sal dan vir jou altyd jou reassure dat dit nie vir jou, dat jy nie vir hom is nie, of hy gaan jou reassure dat hy net nog die gemaklike spasie gaan om dit te doen nie. Ja, maar ek dink ook, een ding wat ek wel kan sê, wat ouers altyd doen, is as hulle belangstel, dan maak hulle dit nou. Ja, ek maak dit So, uitlik. en ek dink dis wat mense bedoel by if you want it to be word. Maar ek 100%. stem in 100% saam met jou. Daar's baie kere wat ek ook nog gewou gedoen en dan het Dan doen ek ek jou nie. haat ek sê Maar ek dink is ook want ons is in 'n posisie van die man met leiding vat, verstaan jy? En dan raak ons gefrustreerd van hoekom doen hy nie? Ja. Verstaan? So ek dink dit Maar vir alles ons is oor- ook daai mense van oor- ons het 'n skrip in ons kop en as almal om ons nie die skrip volg wat seker in ons kop is nie, is hulle assholes. Ja, Which is toxic. get with the program. Get Julle with the nie program. hierdie Hoe weet jy week nie se- wat in my kop aangaan nie? Ja. Soos, kyk, Janne. Stel. Ek voel jy gelukkig nie. Voel jy nie? Sy voel dit nie. Okay, ek voel hierdie is 'n baie kontroversiële ja. En ek dink mense gaan my uithaal oor dit, maar ek meen, kom met nie. Hierdie hele girl empowerment, ek kan meer geld verdien as my spouse. Ja, ek dink This is gonna work, wara. My ding is ja, jy kan nie 100% meer verdien as jou man en alles gaan goed in julle verhouding, maar omdat mans op hierdie aarde gesit was om leiding te neem in 'n huishouding en vir 'n familie te sorg and to be a provider, kan jy nie vir my sê dit vat nie van hulle manlikheid. Dit doen nie. Dit doen. Dit Of moet jy geld in 'n veroorsaak- trust sit en wegsteek en hy weet nie daarvan nie doen dit. Maar soos jy gaan 'n ou se ego by. Dis nou weer 'n baie groot insecurity by ouers. ja. Is dat hulle En nie kan sorg nie. as jy nie wil hulle met jou op jou insecurity speel nie, dan moet jy op alles inspel nie. Op die einde is daar rolle en ja, die lewe het verander en alles, maar dit beteken nie ons waardes moet aanpas by society nie. Society moet begin aanpas by ons waardes. En soos in my opinie net soos 'n man is daar so om te lei, 'n man is daar om te provide. En ek het al baie keer gesien verhoudings gaan uit balans uit wanneer die rolle van die man en die vrou uit balans uit. Dis so. Dit Dis is rarig. Maar ek voel ook Gaan kyk net na verhoudings waar tradisioneel die man provide, die vrou versorg. Dis sulke gesonde verhoudings. My ma-pa se verhouding, jou ma-pa se verhouding, dit werk, want dit is hoe dit gemaak is. En as jy nie nog mee saamstem nie, dan geniet jy 'n uitgebalanseerde verhouding, maar is maar net maar daarom. ja, en ongelukkig, girls, julle gaan nie nou van waarvan ek sê nie, maar elke verhouding wat ek al so teëgekom het dat dit gebeur, dan gooi ons julle dit terug in hulle gesig. Ja. As daar 'n fight is dit, maar ek sorg vir hierdie familie. Ja. Maar ek en dit op die einde van die dag Is so kraak lelijk. nie daai man. Jy letterlik, dis asof Jy raak hy saam. vir jou sê, jou bou dit bietjie groot geword. Of Dink aan of jy is nie meer jy's nie 'n sexy goeie nie. versorger Ja, nie. jy is nie meer sexy nie. Ek sal eerder wil met iemand anders gaan vry of Dis wat. presies dieselfde ding om vir 'n man te sê, jy kan nie sorg vir ons nie. Ek moet dit doen. As wat 'n man vir jou sê, ek sal eerder saam met iemand anders wees. Dis dieselfde effek wat dit op jou het dit op hulle manlikheid en op hulle wese. Hulle wil voel hulle is jou groot sterk provider wat dit sy familie goed hanteer en hy doen goed by die werk. Dis hoekom ek sê glad nie dis 'n slegte ding dat 'n vrou meer geld verdien as 'n man nie. Wat Dink glad nie. moet dit 'n Maar straf wees? dit moet en dit moet nooit weer in die ander persoon se gesig gegooi word Dan nie. moet jy 'n verhouding Presies soos wat 'n man nie behoort dit in sy vrou se gesig te doen. as 'n life verandering, which is gonna happen. So ja, ons hoop julle kom 'n bietjie leer by ons. Ons het ook geleer. Ons het baie geleer. Soos dat sy lag op die stenen. Get nie. Ja, en dat sy Engels schmengels. So ja, ek baie geleer vandag. Maar ek dink net soos as ons julle kan nooit weet enigiets, soos moenie jou insecurities in jou verhouding, soos moenie jou insecurity 'n ekstra las op jou kerel se skouers sit nie. Vat jou insecurities, maak dit 'n gesprek en werk saam daardeur en julle altyd gaan groei. Ja, en hou aan. Ek dink dis mense soos as hulle nou die persoon vind wat hulle saam mee gaan wees vir die res van die lewe of ewen net vir daai seisoen, is dit soos okay, nou is dit so.
Ja. En dan as hulle opbreek, dan wil hulle weer groei. Nee. Nee, jy groei in 'n verhouding saam met As iemand. jy gaan wag Waar om kan jy- perfek te wees vir 'n verhouding, gaan jy nooit in verhouding Nee, wees. en dis die Sorry. ding, werk aan jou selfbeeld as dit 'n probleem is. Werk aan jou gewig as dit 'n probleem is. Soos as wat ook al vir jou 'n probleem is, as hy baie vinnig snap, laat hy werk aan dit. Verstaan jy? Sê Dis dit al hoe verhoudings werk en As hy as te ons veel gaan drink. aanhou ja, as ons gaan aanhou lewe uit ons insecurities uit en uit hierdie selfbeeldprobleme en hierdie ek is nie goed genoeg nie, gaan niks ooit volledig uitwerk nie. So ek dink dis goed om te groei. Om te groei. Maar nie om gewig nie. Ja, so trek jy 'n bietjie julle tekkies aan en gaan doen iets vir jou happy hormones En vir vandag. jouself, Ja, en vir jou selfbeeld, al is dit net 'n self-care day of Hoe 'n meer jy na jouself bietjie gaan kyk, hoe stappie. meer kyk jy na jou verhouding. Dit is Ja. basies wat ons sê. ja, dit is die punt. Ja. Maar ons is lief vir julle en Ons dankie dat love julle julle. kyk en ons ondersteun. Ons waardeer dit so baie en dan sien ons jou volgende week vir Dit lekker chat op 'n Dit lekker dag. Bye. The Clacker Chats, 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 the Clacker Chats.